Goeienaand, wat 'n voorreg om saam met jou op 'n Vadersdag aand te kan kuier die 15de Junie. Soos jy kan sien, is ek nie in Israel nie en ek is nog steeds by die huis. En soos baie van julle weet, het Vrydagoggend so net na 3 het Israel Iran aangeval en hulle het al die atoomaanlegte aangeval en hulle het van hulle leiers uitgehaal, wat gemaak het dat die lug gesluit is rondom Ben Gurion in Israel, juis vir wat het verwag enige aanvalle teen Israel en vir tyd en wyl is dit uitgestel. So, gelukkig is ek een van daai mense wat ek so optimis, realis, ek sien dit soos dit is. En dis ek nog steeds vir jou om saam met my te kuier. Glo jy het 'n besonderse lekker Sondag agter die rug en het jy al die vaders, is julle bederf, is daar na julle gekyk, het julle koffie in die bed gekry. Ek glo julle die mooiste, jy weet, geskenkies van die kinders gekry en van mamma jou vasgehou en gedruk. Nee ja, vandag mag jy weet, geliefd voel, maar mag jy ook so deur die jaar, jy weet ook jou deel as priester van jou huis ook nakom, om die hoof te wees en nie net al een keer 'n dag, mamma, nie een keer 'n jaar, kinders. Jy weet, na jou kind of na julle pa omsien nie, maar ons moet elke dag. En ek dink ook by dit wil ek sê, sluit ons mans in teenoor ons vrouens en ons kinders teenoor ons ouers en teenoor ons mans, teenoor ons vrouens, dat ons ons kant bring en dat ons altyd daar sal wees vir mekaar en mekaar sal toevou en omhels en weet oplig. Nou ja, vanaand het ek werklik uit my hart uit net hierdie ervaring om, ek gaan vanaand met die manne praat, maar soos julle my ken, praat ek maar met elkeen, en vanaand, jy weet, wil ek so 'n bietjie gesels oor daai besonders wees. Jy is besonders as man. Jy is besonders as vrou, in jou persoon, in jou menswees. Jy's gebore om besonders te wees. En vanaand wil ek jou uitnooi om, juis wanneer jy na hierdie boodskap kyk, jouself oop te stel en te sê, Here, ek wil hoor wat U vir my instoor. En daar's so baie keer wat ons val en sukkel om weer op te staan vir die eenvoudige rede dat ons nie meer oor onsself glo nie. Ek wil vanaand vir jou sê, jy is 'n besonderse vrou, jy's 'n besonderse man. En dalk het jy dit lanklaas gehoor, dalk is dit nou nodig dat jy dit hoor. Dis 'n moed dat jy vanaand hierdie volgende uur rustig agteroor sit. Gooi vir jou 'n koppie koffie in en kom kuier net rustig in die teenwoordigheid van die Here. Wil jou uitnooi om hierdie boodskap ook te share en jy sal ook vind vanaand dat jy's ook op TikTok sal my nommer verskyn. Ek gooi Elmarie plaas om gereeld en natuurlik Renier, hulle huisja, plaas my nommer, hulle is daar, ek dink Hartenbos se wêreld. En hulle is sulke besonderse mense wat hierdie nommer maar net aanhou uitstuur. Nou ja, vanaand vir jou as 'n oupa, gelukkige Vadersdag, vir jou as pa. En vir ons wat se paas ons vooruit gegaan het. Ja, mense het daai verlange en mense het daai begeerte om die dag saam met hulle teer te bring. Vadersdag is nooit weer dieselfde as jy pa in die dood afgestaan het nie. Mense kan nie saam met jou praat nie, mense sal dit ook nie verstaan nie. Dit bring herinneringe terug, dit bring heimwee, dit bring het voel of daar groot leemte is vir jou wat 'n man verloor het, 'n pa verloor het, 'n oupa verloor het. Daar's 'n gat wat sommer nie gevul kan word nie, met herinneringe. Maar vir jou wil ek ook vanaand bid dat deur jou styf vashou en deur hierdie seer seisoen ook 'n bietjie te kom onderskraag met sy liefde, met sy guns. Vader, vanaand wil ons dankie sê dat ons kan kom stil word voor U en vanaand eer en prys ons U vir 'n voorreg wat ons het om so saam te kan wees. Ek dink aan soveel mense wat vanaand nie wel is nie. Here, raak hulle aan, daar wil in 'n hospitaal lê, daar wil ongesteld by die huis lê. Ek dink vanaand daai boodskap van Ursula wat in die hospitaal lê. Here, dankie dat U haar aanraak, dankie dat U vanaand
haar oplig en ook vanaand bid ek u genesing oor haar liggaam uit. Dis my gebed in Jesus se naam. Ek wil vir Pieter ook kom bid, Here, wat jy op hierdie stadium kritiek lê, dat jy hom aanraak, en vir elke geliefde wat iemand het in 'n hospitaal, Here, kom salf, kom seën en kom raak hulle aan. Dis my gebed in Jesus se naam. Vader, dankie dat ons vanaand kan kom stil word voor u. Dankie dat ons vanaand by u kan kom stil sit om te sê, daar is niemand soos u nie. Niemand wat opgemeet het, niemand wat vergelyk word met u nie. Word verheerlik ook in ons sessie vanaand, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, elke mens, jy as man, jy as vrou, elke persoon, word gebore met 'n doel en 'n plan. Ook by dit, om besonders te wees, om te dink, om te ontdek en te lei, 'n lewe vervul, ook om hulle wat om jou is, se lewens aan te raak. En ons almal, en hoor baie mooi, is bedoel om iemand te wees. Ek en jy is bedoel om iemand te wees, om ons merk te los, om hierdie siek wêreld te kan verander. En ons word gebore. Die oomblik toe ek gebore is, het alle beperkings wat op my geplaas is om dit te oorskry. Jy in jou lewe, om dit te kan oorskry, om suksesvol en uitnemend te wees as man, uitnemend te wees as vrou. Jy's beslis nie gemaak om doodgewoon en middelmatig te wees nie, maar om buitengewoon te wees. Jy is nie net maar net middelmatig. Jy lewe dalk in 'n klas wat jy voel jy's middelklas of jy's laerklas. Maar in God se oë is daar nie 'n middel, 'n hoër en 'n laerklas nie. In God se oë is daar potensiaal. In God is daar 'n man en 'n vrou na wie hy kyk vanaand, om vanaand by jou stil te kom staan om te sê, jy is uniek. Jy is uitnemend en jy's beslis nie gemaak om net middelmatig te wees, maar om net, jy weet, hier deur die lewe te gaan nie. Maar ek en jy is gemaak om buitengewoon hier 'n rol te kan speel. Buitengewone pa te kan wees, 'n buitengewone ma te kan wees, buitengewone kinders te kan wees, buitengewoon in my werksplek te kan optree. Om dit reg te kry, moet jy verby jou omstandighede leef. Ja, daai omstandighede, om verby dit te kan leef, reguit na jou doel, eerder as om deur dit, wat ek altyd sê, gedefinieer te word. Ek het vir baie lank ook in my lewe, het ek tot onlangs nog met hierdie, en ek dink elkeen van ons kan maar getuig daarvan, voel ons in ons lewens dat ek nie goed genoeg is nie, voel ek dat ek nie waardig genoeg is nie, voel ek dat ek dit nie verdien nie, voel ek dat, jy weet, ek eintlik maar net hier moet wees waar ek is, en God het eintlik soveel meer vir jou en my stoor. Jy weet, toe ek hierdie stuk geskryf het, het ek dit eintlik, jy weet, maar net binne in 'n kas geberg, want verlang het ek dit self kom preek verander, maar om dit uit te leef, is nogal, jy weet, dit vra baie. En vanaand wil ek vir jou sê, jy hoef nie 'n slagoffer, jy wat luister, jy hoef nie 'n slagoffer te wees van jou moeilike situasies en die moeilikheid wat jy in is nie. En ons voel altyd, ons het hierdie slagoffersmentaliteit, ons het hierdie armsalige mentaliteit, ons het hierdie mentaliteit van, jy weet, ek kan nooit mens wees onwaardig, ek voel ek is nie waardig genoeg nie. So wat het dan gebeur? Ek wil jou vra, wanneer het jy besluit om hierdie pad na uitnemendheid? Want dit is wat Vader vir jou as man in storie, vir jou as vrou in storie. Wanneer het jy besluit om hierdie pad na uitnemendheid, dat dit nie vir jou bedoel is nie? En dat jy nie ook tevrede is met 'n saai lewe nie? Hoekom laat jy toe? En ek wil jou vra, hoekom laat jy toe dat, en as ek sê dit gereeld, en natuurlik sê ek dit nou weer, myself ingesluit, hoekom laat ons toe dat die stemme van vrees, en die gevoel wat negatiewe mense oor jou en uitspreek, hoekom laat ek en jy toe dat dit ons gevangene hou?
Jy en ek het nie nodig nie. Jy het nie nodig dat hierdie dinge jou kom beroof uit die hand van die Here nie. En miskien vanaand leef jy hierdie leen omdat jy nie bewus is van die krag van die onderbewuste en hoe dit jou negatief beïnvloed nie. Daai wat in jou onderbewussyn is, daai wat jy probeer onderdruk, kom een of ander tyd verkeerd uit. Jy sê dinge verkeerd, jy tree verkeerd op. Jy wag nie eers dat ander beperking op jou plaas nie. Jy plaas sommer dit self op jou. En as jy weet hoe jou gedagtes werk, sal jy hierdie konsep wat ek met jou deel vanaand goed verstaan. Mag jy vanaand los, mag jy vanaand vry en in oorwinning kom. Hierdie paadjie in jou brein wat oor 'n tydperk oor jou negatiewe denke veroorsaak is, het destyds in jou lewe as 'n klein groef begin. Iewerste het daar iets gebeur en jy het oopgemaak. Iewerste het jy toegelaat dat dit wat jou seer gemaak het, op jou kom sit het. Baie keer sê ons, dis verby. Maar iewerste kom groei dit, soos ek altyd sê, soos mos. En dan eendag dan wonder ek, hoekom kom ek so lelik voor? Hoekom kom hierdie goeters uit? Elke keer wat jy dieselfde negatiewe goeters dink, word daardie groef in jou binneste, in jou mensdeur al dieper en naderhand verander 'n groef in 'n diep sloot. En dit bring verwydering, dit bring seer en ja, mag jy, is nou lekker lang naweek, modus jeugdag en is tyd dat jy weet tot jou beskikking moontlik het. Vat vanaand se boodskap. As jy nog nie op ons groep is nie, dis hoekom ek net nou gesit het en hier hulle sê, ek het skoon vergeet om te sê, my WhatsApp nommer plaas hulle hierso, sodat jy wat nog op ons groepe is nie, my nommer kan vat en net 'n boodskapie stuur en sê, laai my op die groepe. Ek wil graag hê jy moet vanaand hierdie boodskap, jy weet op jou tafel hê of in jou binnekamer deur dit gaan en dit weer deurlees en weer te kan kom by 'n plek om te sê, Here, ek wil weer opstaan in my mens wees. Dalk is jy verniel as kind. Dalk het jy nie in 'n goeie ouerhuis groot geword nie. Dalk is jy gemolesteer. Dalk was daar dood toe jy 'n jong kind was, is jou ouers dood. Dalk het dinge gebeur wat vanaand jy weet pynvol was, egskeiding, stikkende hart. En jy vind jouself vanaand by nie mooi plekke in jou lewe nie. En jy sê dalk vanaand vir jouself, kyk wat 'n lelike mens het ek geword. Kyk wat het ek uitgedraai. Kyk hoe maak ek almal om my seer. Want ons laat toe dat hierdie groef nie meer gedeel word nie. En met daai gisters en eergisters word net al groter en dit word net dieper. Vanaand wil ek vir jou sê, hoe meer ons die leuns glo, wat vir jou en my kom vertel, jy so en so, word daai groewe maar net dieper. En jy word nie dit wat God vir jou instoor het nie. Nou vanaand wil ek vir jou, hoe meer ons dit glo, hoe meer bring dit hartseer, verwyte, bitterheid, en daai groewe, daai slote, word letsels. En iemand wat naby aan jou wil kom, laat jy nie toe nie. Want dit is bitterseer. En hoe meer val ons vas in daai selfde ou denkpatroon. En later word dit die enigste manier waarop jy dink. Die enigste manier waarop jy as 'n man optree, as 'n vrou optree. En wanneer ons dan in 'n verhouding in 'n huwelik is dit die letsels wat dan uitkom, is dit die woorde uit ons monde.
En hoe meer gevestig hierdie denkpatrone is, moeiliker sal dit wees om te verbreek en hoe meer sal dit jou man wees, jou vrou wees, jou lewe beperk. Onthou die enigste verskil, ek sê dit soveel keer, tussen 'n groef en 'n graf, is die diepte daarvan. Ek sê dit ten minste 2 keer 'n week. Dit mag nie gebeur, want jy, man van God, vrou van God, is gebore om nie verslaan te word nie. Is nie gebore om opgetrap te word nie. Is nie gebore om net die minste te wees nie. Jou lewe word geskep sodat jou lewe betekenis kan hê. Of jy 65, 70 of 22 is. Om 'n verskil te maak. Jy behoort spontaan, dapper en vry deur die lewe te huppel, omdat jy in jou lewe enige iets kan regkry. Met die regte kennis het ek agtergekom, want ons is baie keer geneig om sommer net enige, amper sê ek, snerke wil na luister. Sommer net enige iets te gryp en dit te wil verslind. Ons moet sensitief wees, en dit is hoekom dit so altyd so lekker is om vir iemand te kan sê, lees die woord van God, ken die woord van God. Dit mag nie gebeur nie, want jy is gebore om in oorwinning te staan en om nie verslaan te word nie. En jy moet uitkom by daai volle potensiaal, met daai regte kennis. Hoor baie mooi. En aanmoediging kan enige iemand, die mens wees, wat God jou as man en as vrou geskep het. Moenie toelaat enige iemand naby jou nie. En as ek dit sê, dan moet jy nou nie hoor as jy Stef sê, niemand moet naby my kom nie. Kies die regte mense met wie jy kuier. Die regte mense met wie jy dinge deel. Die regte mense wat jy jou hart mee deel en jou visie en jou drome. Onthou, jy en ek het die potensiaal. En ek en jy is perfek, kan ek die woord gebruik, bedraad, aan mekaar gesit, om jou eie unieke merk as 'n man te maak. Ek is uniek. Ek wat Stefan Andre Pieters is, ek is uniek. Ek is uniek, jy is uniek. Ons het ons eie identiteit, ons eie intellek, ons eie emosies. Jy moet nooit toelaat. Boeta, jy wat vanaand luister, Sissa, dat iemand, ek dink in die week wat verby is, sê, jy is nie te koop nie. Moet nooit laat iemand jou van jou drome roof. Moet nooit 'n droom van iemand anders te uitleef nie. Leef jou droom. Leef jou passie. Leef jou hartklop uit in die naam van Jesus. 'n Mens se verwagting het groot invloed op jou lewe. As jy min verwag, gaan jy min kry. En hoor my, hierdie is die realiteit. As jy nie glo dat dinge nie beter gaan word nie, sal dit ook nie. En wanneer jy en ek egter goeie geleenthede soos 'n bevordering of 'n salarisverhoging verwag, sal jy ook baie meer sukses en guns beleef. Begin jou opinie, jou denkpatrone ook so te verander. Ek sê dit nou vir jou en ek wil jy moet mooi hoor wat ek vir sê. Mense is baie haastig. Baie kom nie uit by die plan wat God vir hulle instoor het, omdat hulle te haastig is, dan verbrand hulle self en hulle verloor hulle kompassie om te wag. In die wagoomblik moet jy geduldig wees. As jy verwag dat dinge altyd volgens jou voorwaardes, meneer, pa, volgens jou skedule gaan gebeur, wil ek vir jou sê, raak jy 'n verbitterde man. Sissa, gaan jy 'n verbitterde vrou raak.
wat deur almal vermy wil word. Raak rustig. Daar's ons daai een liedjie, ek dink snot kop sê, raak vir my bietjie rustig. Raak 'n bietjie rustig, man. Vat jou lewe rustiger. Hou op so gespanne te wees. Ja, maar Stef, jy verstaan nie wat ek deurgaan nie. Ek verstaan nie jou storie nie. Ek verstaan nie die situasie nie, maar ek weet wanneer God opdaag, is dit die beste, die regste tyd. Die regte tyd. Die stres, natuurlik die angs wat mense elke dag moet verduur, kan hulle laat glo dat alles nou asseblief moet regkom. En dis dalk waar jy nou sit. Jy sê, joh, ek verwag God al lank, maar hy het net nie opgedag. Iemand het vir my nou onlangs 'n boodskap op Facebook gelos in een van my plasings gesê, ek glo nie meer in God nie, want God het my net alleen gelos. Ek wil vanaand vir jou sê, geloof en die vertroue dat dinge op langtermyn sal uitwerk, gaan gee vir jou die sekerheid en dit verminder jou stres, dit verminder jou angs en jy sal dan tonne meer energie hê om in jou drome te werk en jou doelwitte te bereik. Moet nooit jou sukses koppel aan 'n mooi huis, aan 'n mooi kar, aan dit wat jy besit nie. As ek wil vanaand vir jou sê, oomblik wanneer jy jou koppel daaraan, maak jy jouself oop om die mees gejaagde en onvredevolle persoon te wees. Want jy gaan altyd net meer wil hê. Jy gaan net altyd wil beter hê. Meer van dit, meer van dit. En dan verloor jy dit. Jy moet leer om, ek het in die week boodskap gekry, leer om met jouself eers vrede te hê. Kom eers by 'n plek om gelukkig in jouself te wees, nie gelukkige mense, gelukkig in jou besittings, maar gelukkig in jouself. Die oomblik wanneer jy gelukkig is met jouself waar jy nou is, en vrede het maar waar jy nou is, gaan dit vir jou soveel beter uitkom om dan vorentoe te kan gaan. En dis kom ek sê, jy sal dan meer energie ontwikkel om jou drome uit te en jou doelwitte te wil bereik. Ek wil vanaand vir jou sê, natuurlik is dinge soos die regte geleentheid, goeie hulpbronne en slim tydsberekening ook nodig. Ek ken mense, ek ken ekonom, ek ken manne wat op die regte tyd geld belê, regte tyd mense se goed mee werk om dit te skuif, sodat die wins wat verwag word, jy weet, die regte sal wees. Wees akkuraat in jou wag, deur om jou fokus op God te plaas. Manne, die ruggraat van sukses, vroue, luister, Boetas is daar, die ruggraat van sukses kry ons egter eerder in oudtydse konsepte soos harde werk, vasbeslotenheid, geloof in jouself. En natuurlik daai woordjie wat ons vergeet het, deursettingsvermoë. Ja, Stef, ek is moedeloos. Ek wil handelik ingooi. Ons manier van dink bepaal ons lewens. Ek het net nou op die bed gelê te dink ek aan dit wat ek nou oor gaan praat. Ons manier van dink bepaal ons lewens. Ons gesindhede, ons oortuigings het 'n groot effek op die manier waarop ek die wêreld sien en hoe ek oor die wêreld voel. En ek wil vir jou sê, as jy gedurig deur angs getuister word en in jouself twyfel,
En weet jy, as storms kom, en jy baie verloor in jou lewe, dan sukkel jy om weer op te staan. Jy sukkel weer om te glo. Jy sukkel weer om te droom. Dus as jy deur dit gaan, is die kans so goed, dat die probleem, as jy moet opstaan, dan in jou gedagtes lê. En natuurlik bedoel jy nie om negatief te dink, en besef jy dalk nie eens, wat die geval is nie. Praat met jou, uit my hart uit. Ek sien nou, Ursula's op, ons het sommer in die begin al vir jou gebid, terwyl jy aan die hospitaal lê. Die vraag is, en ek glo, en ek hoop en vertrou vanaand, Boeta, Sissa, dat jy weer na die boodskap gaan luister, dat jy deur hierdie boodskap gaan lees vanaand, dat jy in hierdie week dit sal vat as man, dat jy dit sal vat as 'n vrou. Die vraag is, hoe kan jy verwag om geseënd te wees en jou beste lewe te leef, as jy altyd fokus op dit wat verkeerd kan loop? Ek wil vir jou sê, om positief te leef, moet jy eers 'n positiewe uitkyk ontwikkel. Ons is nou in Junie. Hoe kyk jy oor die res van hierdie jaar? Hoe kyk jy oor dinge? Ek sit vanmiddag te dink, ek het 4 provinsies waarin ek werk. Wat gaan ek volgende jaar in daai provinsie wees? Waar, wanneer? Wat gaan ek doen daarna? Natuurlik kan God enige dag opdaag. Maar is wonderlik om te kan droom, is wonderlik om uit te kan kyk. Is reeds die realiteit dat niks vir my in jou wag nie. Jy mag nie, en ek wil iemand nou hoor wat ek nou vir jou sê, op hierdie mooi aand, en ek het net gesê, ja, dit is Vadersdag, maar ek praat met die paas en die maas. Jy mag nie jou energie, jou krag verkoos deur op negatiewe gedagtes en negatiewe herinneringe te fokus, oor dit wat in jou gisters gebeur het met jou gesondheid, en die eergisters gebeur het, en nou sê jy weer op dieselfde plek. Jy moet begin nou positief raak, en jy moet nou begin positief uitkyk, en begin lewe spreek. Dis eintlik eenvoudig, voor jy nie jou gedagtes en die manier van dink verander nie, sal niks in jou lewe rondom jou nou direkte situasie verander nie. Dit wat jy aan mekaar dink, TikTok, Facebook, dit wat jy en ek aan mekaar dink, is dit wat uiteindelik vir my en vir jou waar gaan word in ons lewens. En daarom is ongelukkigheid 'n blote gewoonte. Ja, dink 'n bietjie aan. Ongelukkigheid is blote gewoonte. Om gelukkig te wees is ook 'n gewoonte. Ek moet kies wat Stefan Andre Pieterse is oor hierdie volgende 6 maande. Gaan ek gelukkig wees? Of gaan ek ongelukkig wees? Die keuse is joune. En jy moet jouself nou op 'n plek kry wat een gaan ek kies. Maar dit gaan vra dat baie dinge moet gaan verander in jou lewe, want jy sien, dis nie maklik om daardie nare gewoontes te verbreek nie, maar dis moontlik. Ek begin deur om te vertel presies hoekom jy sekere dinge hoekom is jy bekommerd oor sekere dinge. Praat met jouself. Wees met jouself eerlik. En sodra jy hierdie gedagtes in jou lewe geïdentifiseer het, moet jy hulle vasvat. Jy moet dit verander. Moenie word soos ons eie regering, wat net hulle koppe in die grond druk en dink alles gaan net regkom nie. Die lewe is te kort om jou energie aan bekommernis oor wat ander mense dink, of wat dalk kan gebeur, te plaas. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou, die lewe altyd is soos 'n motor. Dit het 'n vorentoe en 'n treerad. Elke mens besluit in watter rigting jy wil inry.
En as jy op jou probleme fokus en glo dat jou drome nooit waar sal word nie, is jy besig, meneer, is jy besig, mevrou, om 'n trierad tans in jou lewe in te beweeg. En jy gaan nie jou wedloop kan wen nie. Jy gaan nie oor daai streep kom nie. Dis nie omstandighede wat jou negatief maak nie. Dis jou houding teenoor daardie omstandighede. Jou houding teenoor jou verlede. Jou houding teenoor jou eks. Jou houding teenoor jou siekte. Jou houding teenoor die werkloosheid. Jou houding teenoor armoede. Ek gaan hierdie net nou neerskryf. Dit is nie omstandighede wat jou negatief maak nie. Dis jou houding teenoor daardie omstandighede. Ek gaan dit pause môre. Ek het nie gedink dit het eintlik soveel waarheid in nie. Hoe is jou houding? Hoe is jy uitkyk? Ons kry elke dag hierdie geleentheid om die regte gesindheid te kies. Ons kan nie kies om gelukkig en optimisties te wees en te glo dat ons drome gaan verwenslik en as ons nog negatief nie. Of ons kan kies om negatief te wees en net hierdie week op my probleme te fokus. Jy het 'n keuse. Kies. Mense het ek al mee gesels en dan as ek van hulle wegstap, as ek hierdie boeta, hierdie sissa verwag dat hulle, jy weet, dat hulle situasie gaan verander. Plaas dat hulle houding verander. Moenie wag dat alles verander nie. Verander jou houding. Kry eers die regte houding. Dan is die kans groot, luister, dat die situasie ook sal verander. Ek weet ek praat baie vanaand en ek sê baie. Maar hierdie is so nodig vir jou om aan te beweeg. Hierdie is so nodig om by die beste uit te kom wat Abba Vader vir jou en my instoor het. Iets wat ek vir jou wil sê is om by plek te kan kom om realisties te wees. Ek het juis gister of vanoggend daaroor gepraat, mense wat onrealisties is, wat nie die realiteit raak sien nie. En dan kan jy toelaat dat hulle jou oortuig. Wees realisties in dit wat jy is. Die lewe is goed en die lewe is sleg. En jy moet daarmee ook in jou lewe kan vrede maak. As kinders word ons geleer om groot drome te hê en uit te reik na die sterre toe. Is dit nie so nie? En soos ons groot word, kry ons seer en die mense en omstandighede en situasies, die wêreld stel ons te leer. En dan hou ons stadig, maar seker op om groot te droom en goeie dinge te verwag. En dis dalk waar jy as pa is. Dis dalk waar jy as vrou is. Jy het eens op 'n tyd gedroom. Dinge het gebeur. Jy het ophou droom. Jy het ophou verwagting koester. En is eintlik maar hierdie verdedigingsmeganisme wat in jou en my is. En deur lae verwagtinge te koester as pa, lae verwagtinge te koester as 'n besigheidsman, lae verwagtinge te koester as man, as vrou, stel jy jouself nie so bloot aan teleurstellings en seerkry nie, sê jy dalk. Maar baie mense wat ek mee gesels, staan soggens op en hulle verwag die slegte. Hulle verwag die slegste van hierdie week gebeur. Jy sê dalk, dit was lange naweek, maar my kop was die hele tyd oor daai general meeting, dit is die hele tyd oor einde van die maand. Baie mense staan so op en verwag die slegste. En dan sê hulle is, ag, as ek doen dit juis, want dan sou ek nie teleurgestel
as dit regtig so verloop nie. Oh my word. Dit is al as gevolg van. Dit is as gevolg van hierdie ingesteldheid dat 'n mens begin glo dat niks wat goed is met my ooit sal gebeur nie. Jy stap by 'n vertrek in en jy verwag dat niemand van jou gaan hou nie. Jy doen 'n voorlegging en jy dink niemand sal inkoop in dit in nie. Jy gaan winkel toe en jy verwag om nie te kry wat jy soek nie. Jy gaan vir 'n onderhoud en jy verwag dat jy nie hierdie werk gaan kry nie. Dit help nie natuurlik om onrealisties te wees nie. Ja, jy sal slegte dae hê, Stefan. Ja, daar sal frustrerende dinge gebeur wat jou hele dag omkrap, of wat dalk 'n maand of 3 vir jou voel of dit jou van baan af vat. Dit is so. Jy sê dat, ag, ek sal nie hierdie mooi huis kry wat ek begeer nie. Jou kinders sal jou teleurstel. Jy kan ernstig siek word. Jy sal uitdagings en teleurstellings hê. En die mense, en hoor wat ek vanaand wil sê, die meeste mense wat ek ken, gee te gou op. Hulle dink dat die lewe veronderstel is om maklik te wees. En dat hulle alles met die minste moeite moet kry. Die lewe is goed. En die lewe is sleg. Het is baie jammer om dit vanaand vir jou te sê, dis die realiteit. Daar sal sukses en daar sal teleurstellings wees in jou as man en in jou se lewe as vrou. Maar om te dink dat die lewe net goed moet wees, is 'n blote fantasie. Dit sal jou laat twyfel of jy ooit 'n kans op sukses sal hê. Hoekom sê ek hierdie goed vir jou vanaand? Daar's my nommer, vat hom, ek plaas jy op ons WhatsApp groepe. Ek wil hê jy moet hierdie boodskap hier vanaand deurlees as jy in jou eie stilte tyd is. Gaan kyk weer die video op TikTok na die tyd, gaan kyk hom weer op YouTube of op Facebook. Maar jy moet as man hierdie week wat kom, as vrou hierdie week wat kom, jou week reg begin. Jou die regte besluite te neem, want dit gee die toon aan vir wat kom. Elke oggend as jy uit die bed uit opstaan, behoort jy te sê, iets goeds gaan vandag met my gebeur. Leef met 'n helder visie, leef met 'n verwagting, leef en verwag dit. Dwars deur jou dag behoort jy iets goeds te verwag, soos 'n kind wat wag om 'n geskenk oop te maak. Ek kan onthou hoe my maale onder die kersboom ons geskenke gesit het. Hoe ons in die nag, ek en my broer, hy lyk vandag as 'n soet seun, as 'n skoolhoof, maar hy was maar net so stout soos hierdie klein pastoortjie. Ons het daai geskenkies geoop skeer om te kyk wat daar binne is. Hy is nuuskierig. En dan word ons vermaan om nie naby daai boom te kom nie. En die hele tyd as jy daai vir 'n kind vang jy oog dit. Begin dit te verwag, daar's iets vir jou in stoor. Ek wil vir jou sê, Boeta, Sissa, 'n goeie gesindheid is nie vanselfsprekend nie. Veral nie as jy dit nie doelbewus kies nie. Kies dit vandag. Jou natuurlike ingesteldheid, jou fokus, is gewoonlik negatief en dit beperk jou lewe en jou verwagtinge. Ek het ook negatiewe goed in my lewe.
jy het. Moenie toelaat dat hierdie negatief jou beheer nie. Moenie. Besef dat dit wat nou tans besig is om in jou lewe te gebeur nie permanent is nie, maar slegs tydelik en dat jy hierdie situasie ook kan verander. 'n Paar jaar gelede ja, ek is 'n klikkie bek vanaand. Ek split my broer. Ek kan julle baie goed vertel. Maar luister, ek kyk hierna. As ek jy net kan besef, dit sal weer verander. Dan wil ek nog iets sê, het ons nog tyd, ons het tog baie tyd. Niemand, oh my word, niemand is perfek nie. Ons almal kan verbeter. Ons kan nooit volmaak wees nie. Maar ons kan elke dag as mans en as vrouens, as jy opstaan in jou huwelik en jou verhouding, probeer om beter te word. Ek gaan probeer. Om met daai ou gewoontes te breek en nuwe gewoontes aan te leer. Vat tyd. Is harde werk. Maar dit hang af hoe jy, met watter gesindheid, jy dit gaan hanteer. En dis hoekom baie mense moet opgee en terugval in hulle gemaksone. Want as jy egter vasbyt en deurdruk, sal jy dubbel en dwars die moeite werd wees om te pluk die vrugte. Dit sal die moeite werd wees. So almal natuurlik maak foute. Daar waar jy sit vanaand, voel jy soos 'n melaatse, as 'n vrou. Jy voel as 'n melaatse, as 'n man. Dis waar. Maar as jy nie gewillig is om daardeur te leer nie, hoe gaan jy ooit groei? Mevrou, meneer, as jy aanhou om iemand anderste of iets anderste vir daai ongeluk te blameer, sal jy nooit besef hoekom dit moes gebeur het nie. Move on. Bad things also happen. Dieselfde probleme sal herhaaldelik en op verskillende maniere altyd in jou en in my lewe voorkom. En vanaand moet ek en jy maar met mekaar reguit en eerlik wees, dit gebeur. Totdat jy daai verantwoordelikheid aanvaar om op daardie terrein te verander en te groei. Ek sê mense is nie volmaak nie. By dit wil ek sê, baie mense hoop hulle word beter deur op hulle tekortkominge en mislukkings te fokus en hulle self daardeur te verwyd. Om te probeer om 'n emosionele probleem op te los terwyl jouself binnekant is jy besig om jouself af te kraak. Is jy baie soos om 'n vreemde taal te probeer aanleer terwyl jy jouself met 'n handboek deeltyd oor jou kop probeer slaan. Dit gaan nie werk nie. Daai kennis gaan nie ingaan in jou brein nie. Die oomblik wanneer jy en ek kan verstaan dat ons is nie volmaak nie, maar uit dit uit 'n besluit te kan neem om stappe te neem in my menswees om te verander. Ek wil hierdie vir jou sê. Jy is net soveel werd as ander mense en jy is nes hulle wat ook bestem is om buitengewoon te wees. As ek en jy reg dink, word jou aandag nie meer so seer baie afgelei omdat jy jouself bly kruisig nie. En daarom kan jy baie beter begin fokus om wat te doen, om jou probleme in jou lewe te hanteer. Ek wil vanaand nog iets sê wat ek nie gedink het ek gaan sê nie, maar moenie in hierdie
slaggat trap. Amper sê ek nou slapgat trap. Slaggat trap. Waar jy besluit dat jou situasie so spesiaal en ongewoon is, dat dit nie oorkom kan word nie. Soms kan mense so op die verdediging wees, omdat hulle glo, dat daai swakpunte hulle eintlik uniek maak. Wel, jy sal steeds 'n unieke mens wees as jy jou probleme oorkom het. En dan gaan jy een baie gelukkige man wees. Jy gaan een baie gelukkige vrou wees. Een van die grootste struikelblokke wat jou daarvan weerhou in jou lewe, is om sukses te behaal, is om te weier, om te glo vanaand dat dit nie moontlik is nie. Wees, en ek wil jy nou hoor wat ek vir jou sê, wees op die uitkyk vir negatiewe voorspellings wat jy maak oor jou vermoë in jou menswees as om te groei. Jy kan, man. Daar's meer in jou. Stop sommer nou dadelik waar jy is, die gedagtes wat enigstens klink soos ek sal nooit verander nie as man. Jy kan verander, man. Vrou, jy kan. En sê vanaand vir jouself, jy weet die mense sê so lank ek sal nooit kan verander nie. Ek is te lank soos ek is. Ek wil met 'n deel eintlik afsluit om die volgende en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou vanaand gaan sê. Vir hierdie week, vir hierdie maand, vir hierdie jaar. Verwag dat die goeie met jou sal gebeur. Begin by my. Probeer altyd om vir jouself dieselfde raad te gee as wat jy vir jou vriend en vir jou vriendin met soortgelyke probleme gee. Begin jy dit self toe te pas in jou lewe. Onthou die dinge wat jy in die verlede gedoen het, wat moeilik was en wat baie moeite geverg het en om dit te hanteer. Skep moed. Dis moontlik om dit vanaand in jou lewe weer reg te kry. Om daai lewensuitkyk, om jou visie op môre en op hierdie maand en op hierdie jaar te verander, is dalk makliker gesê as gedaan, sê jy. Dit maak sin om die lewe anders te benader. Jy kan niks verloor nie. Jy voel ons nou klaar, jy het dit nie gemaak nie. Maar die oomblik wat jy begin om op hierdie nuwe manier te dink, begin jy dalk sommer weer te twyfel. Dis waar die pop op die venster stryk. En dit kom daarop neer dat jy nie meer op daardie onproduktiewe, outomatiese manier sal reageer nie, maar doelbewus die alternatief in jou lewe sal begin kies. Kies dit. Ek wil dit vanaand vir myself sê, ek wil dit vir jou sê. Kom ons kies dit. En dit mag selfs die teenoorgestelde reaksie wees van jou gewone manier van optree. Dit is so, wanneer ons vasgevang raak tussen ons keuses om jou denke te verander en om steeds vas te hou aan jou ou denkpatrone van die verlede, is jy in 'n toestand van kognitiewe dissonasie. En ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Pastor, jy sê nou verskriklike vloekwoorde. Wat sê ek vir jou? Vlof my turbo nou inskop. Ek wil vanaand vir jou sê, jy weet,
dat jou ou maniere van dink nie 100% reg was nie. En dis ons baie keer sien, dit het nie gewerk nie. Maar jy is ook nie doodseker, dalk nou, of hierdie nuwe manier, hierdie nuwe Stefan, hierdie nuwe Susan, dit gaan reg kry nie. Of hierdie die regte keuse gaan wees nie. Ek wil vir jou sê, jy weet dat 'n argument waar is in jou kop, maar dit voel nie so in jou hart nie. So, dit word 'n kop na 'n hartprobleem genoem. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? As jy byvoorbeeld vir jare glo dat jy minder werd is en as ander, en dat jy ander se goedkeuring in jou lewe nodig het om gelukkig te wees, kan dit baie moeilik wees om skielik anders te dink. Want jy het altyd die approval van mense nodig. Ek het nodig om my suster te bel, ek het nodig om my broer te bel, ek het my beste pel nodig om te bel, ek het nodig om my pastoor te bel, ek het nodig om my vrou heen te ken, ek het nodig om my man heen te ken. Ek wil vanaand vir sê, kan dit baie moeilik wees om skielik anders te wil dink en op te tree. Maar wanneer dit gebeur, moet jy dood eenvoudig 'n besluit neem om op te tree asof jy reeds glo dat die nuwe oortuiging waar is. Ek skaam met dit. Ek het in hierdie week weggestap van 'n 5 jaar, bykans 'n 5 jaar situasie wat ek in was. Februarie in 'n 5 jaar, 2 keer in 3 maande, het ek groot besluite moes neem om weg te stap uit die normale wat ek in gewoond is. En dit het gekos dat ek dadelik my moed skry om te sê, jy moet nou kop hou, Boeta. Ek het gery van die ooste af hier na my huis toe en ek het gesê jy moet nou fokus. Jy moet nou fokus, my kind. Dis asof jy vir my sê, jy moet nou moet jy vashou. Daai briek het gevuil. Jy's nou op 'n rol. Jy het nie 'n keuse nie. Jy het nou 'n besluit geneem. Maar dit vra om daar te kom. Dit vra vanaand van jou baie. Maar die oomblik wanneer jy daai besluit neem, sien jy al reeds die verandering. En sien jy al reeds in jou nabye omgewing. En raai waar verander dit ook? Jou gemoed. Wanneer dit gebeur, moet jy dood eenvoudig optree asof jy reeds glo dat hierdie nuwe oortuiging, hierdie nuwe besluite, jy weet waar is. En ek wil jy moet dit by jouself vanaand opneem. Soos wat jy elke dag aangaan om nuut en anders te dink, sal jou brein natuurlik mettertyd bewus gemaak word en bymekaar maak wat jou nuwe uitdaging sal vra en versterk dit jou. Ons besef nie hoe kragtig is ons mindset nie, maar wil ek by dit sê hoe God so getrou jou en my omvou. Die beginsels is vanaand eenvoudig. Verwag groot dinge. En glo dat God uniek en 'n wonderlike plan vir jou lewe het. Leef doelgerig, plan vir jou lewe, God het 'n plan vir jou lewe, leef doelgerig daarvolgens en jy sal die oorvloed en harmonie aantrek wat jy verdien. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Daar is baie mense wat nie hulle volle potensiaal bereik nie. Nie omdat hulle nie talent of vasbeslotenheid het nie. Maar omdat hulle nie regtig glo dat hulle bestem is om 'n buitengewone lewe te leef nie. Dink aan Dawid. Hy was die laaste broer op die groepie van die familie wat hulle gaan soek het om te sê, ons soek 'n koning in ons midde. Nee, hy's daai rooi kop is daar tussen die skape daar iewers in die veld gehaal hom. Buitengewoon. God het vir jou buitengewoon, ongewoon 'n nuwe seisoen instoor. En Here, vanaand bid ek vir haar, ek bid vir hom, ons vat dit, ons maak dit
onsinne. Here, ek erken dat ek het ophou droom. Ek erken dat ek negatief opgetree het en dat ek meer dood as lewe gespreek het. Vanaand bely ek oorwinning. Vanaand bely ek genesing. Vanaand bely ek deurbraak. Vanaand, Here, staan ek op as man, as vrou. Aan die begin van 'n nuwe week en ek loop op die water. Dankie dat U my denke vernuwe deur U Gees. Dankie dat U die prys betaal het sodat ek nie alleen hoef te wees nie. Dankie dat U vooruit gaan en ons paaie, my paaie, Here, gelyk maak. Dankie dat ek U woord glo, dat ek uniek is, kosbaar is, U oog op my is. Ek vat dit, ek maak dit myne in hierdie seisoen van my lewe, in Jesus se naam. Mag jy stap in oorwinning en deurbraak, weet ek bid saam jou, goedheid en guns, baie blessings vir jou, en sien uit om môre aand weer saam jou te kuier, selfde tyd, selfde plek. God bless, soete nagerus, weet ek bid vanaand vir jou, vir elke gebedsversoek. God is good, all the time. God is good. Soete nagerus. God bless.